Goeiemôre broers en susters, baie welkom ook by volgende ontmoeting met ons Hemelse Vader. Soos elke Sondag ook, ons is hier in ons bestaan ook, tot God se eer. Dominee Pieter is vandag bietjie uit die naweek af, en sy kinders uit Engeland kuier by hom, en hulle het bietjie saam met hulle afgereis suid, om ook bietjie gedeelte van Wes-Australië te leer ken, en dan Dominee Gawie is vandag in Northam. Dan die van julle met klein kindertjies, ons herinner julle net, dat net die oorkant, die deur net oorkant, dis die moederskamer, as daar van julle is wat dit nodig het om te gebruik. Dan nou weet ek nie ek weet iets van julle wat nie die nuusbrief lees nie, want van julle het al vanoggend met my kom praat daaroor, en ek aanvaar as van julle die nuusbrief lees, want ook nie dit kennis neem nie, maar die groot nuus is, Dominee Marius se visum is in die week goedgekeur, en woensdagoggend, en donderdag is hulle met 'n groot spoed terug na hulle tydelike blyplek toe, waar die Laagveld verken het, om ook hulle sake af te sluit. Dus hulle is op pad. Op die oomblik is die beplanning dat Dominee Marius ook in volgende week by ons sal aansluit en dan ook die Paasangdiens op Palmsondag hier sal waarneem en dan ook verantwoordelik is vir die Paasfeesdienste. Kom ons bly dink aan Dominee Marius ook, hulle die groot groet. Die van ons wat almal dit al gedoen het, weet ook daai laaste paar dae is ook maar bietjie emosioneel, hulle laat hulle seun daar agter. Kom ons dink ook aan hulle en dan ook in die proses vir hulle vestiging wat dan ook vir hulle voorlê. Kategese na afloop van die erediens, soos wat dit normaalweg is. Vanoggend is dan nie Elise nie hierso nie, en julle gaan saam met oom Wynand, haar klasie, hy sal julle dan ook na die erediens hierso kry. Dan hier buite op die tafel is die nuwe challenge koerantjie. Neem hom, daar's 'n paar tyd baie interessante artikels daarin, en is ook baie keer hulp en veral as jy na mense uitreik, mense wat nie in die geloof is, of vir wie jy ook meer van die geloof vertel. Baie van die artikels is ook van mense tot geloof gekom het, en ook hulle pad wat hulle ook so met die Here geloop het. Dan in die week het ons 2 verjaarsdae Dinsdag, Marianne Labeskagni en dan Marie-Elise Maree, baie geluk met julle verjaarsdae, en ons hoop die Here vir julle sal seën en 'n wonderlike nuwe lewensjaar sal gee. Dan net 'n paar datums, die 29ste Maart, Palmsondag, is ook ons tradisionele Paasangdiens, die gewone tyd hier by ons in die gemeente, en dan 3 April en 5 April, 3 April Goeie Vrydag diens, wat ook sal 'n nagmaal wees, en dan die 5de April Opstandingssondag. Bybelstudies is soos dit ons ook in die nuusbrief daarso het, hou hom dop, en dan onthou van Dominee Pieter se uitnodiging, ook vir hartsgesprekke, ook die van julle wat aanlyn by ons aansluit, en die van julle in die platteland, julle is welkom om enige stadium te kontak, het sy per e-pos, per telefoon, en dan ook wanneer ook in die platteland, daar by julle by die punte besoek aflê, as jy behoefte het aan 'n gesprek, kontak Dominee Pieter. Dan vir ons voorbereiding vandag, ek dink die belangrikste saak, ons loof die Here ook vir sy voorsiening met Dominee Marius se visum, en dat hulle ook op pad is, en dat ons hom ook binnekort as ons 3de leraarspaar vir hom in Corlia kan ontvang. Dan dink ons in die besonder aan Tannie Isabel, is lekker om Tannie volgende weer by ons in die erediens te hê, Tannie Martie en Tannie Lis, hier by ons wat bietjie sukkel met hulle gesondheid, en dan Jan Eweling en Chris en Maree, en Martie Maree in van Geraldton, en ook Erika Smit daar in Northam. Kom ons bid vir hulle, en dit ook daar waar die Here se wil is, ook vir hulle volkome genesing sal gee. Dan is dit vir nogal vanoggend 'n besondere groot voorreg, om Dominee Greta Miller by ons welkom te heet. Dominee Greta het aan Tikkies gestudeer, waarna sy toe vir 7 jaar ook Morelette Park bedien het, en daar het sy ook vir Dominee Pieter leer ken. In 2019 is sy en as man Jasper, en ek dink hy is daar in die moederskamer, sit die kindertjies daar hoor, is hulle in Nieu-Seeland toe, waar sy by die Knox Presbyterian Church Fitzroy in New Plymouth bedien het, en begin van hierdie jaar het hulle hier na Perth toe gekom, saam met hulle dogtertjie Clara, 4, en ook hulle seentjie 2-jarige Michael, Jesus, en dan wag hulle vir hulle 3de Pinkfoot in die familie. Greta, is ons verskriklik lekker om jou by ons te hê. Ons sien uit ook na die boodskap wat die Here vir jou op ons hart gelê het, en welkom in Perth en in Australië, en ons hoop dat ook julle ook hier 'n impak vir die bediening in die gemeente in die koninkryk sal maak. Baie welkom. Dan, Dominee Greta het vra dat ons die kollekte voor die erediens opneem. Dis ek gaan dan dat ons nou die kollekte opneem, en dan daarna sal Dominee Greta by ons by my oorvat. Baie dankie.
Kom ons bid saam. Here, ons vertrou U. Ons vertrou U vir U voorsiening in ons lewens. Here, en wanneer ons offergawes gee, dan gee ons dit met die geloof dat U sal aanhou voorsien. Here, baie keer kan ons so gierig wees, en ons weet dat om te gee en om vrygewig te wees is 'n antidote teen gierigheid, Here. En dit is ook 'n teken en 'n declaration, Here, dat ons glo dat U aanhoudend en voortdurend vir ons sal voorsien. So, Here, ons bid vir hierdie offergawe wat ons gee, Here. Ons bid dat dit U koninkryk sal uitbrei, dat dit die gemeente sal uitbrei, dat hierdie geld aangewend sal word om die gemeenskap te versterk in hulle geloof en ons gemeenskap hier en ook die gemeenskap hier buite. Ons bid dit in U naam. Amen. So, goeiemôre, dit is my vreeslik lekker om vandag hier te kan wees. Ek was sommer verras gewees toe ek gehoor het van Dominee Pieter wat my uitgenooi het, want soos julle gehoor het, ons ken mekaar nog van Suid-Afrika se dae af, waar ek by gemeenskapsontwikkeling betrokke was, en hy was die uitvoerende direkteur van Helplift op daai stadium. So, ek dink dis hoekom hy my vertrou om vandag te kan preek, want hier's geen ander leraars hier om seker te maak dat dit wat ek sê nie dwaal is nie. So dis daarom goed dat hy my ken, en ek was daar vir lank, en nou is dit vir my so voorreg om vandag met julle te kom deel wat die Here op my hart gelê het. So ja, ons gaan begin met ons lied Soos 'n Wildspok. Ons gaan net 2 verse sing, so dit gaan kort voel, en ek dink kom ons doen dit sommer staande saam. Sit. So ons ontmoet vanoggend in die naam van ons God, die skepper van die hemel en aarde. Die een wat lewe uit die dood uitbring en hoop uit die stilte. Mag die Here ons harte vul met vrede en met geloof, en die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met ons. So kom ons sing nog 2 liedere saam. Dis liedere wat ons goed ken, ek glo so, ek ken dit al van kinderjare af. Die lied Lof sing die Here en U goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Om sing staande. Sing die Heere, die ewig gesin tot sy ere. Lof sing die Koning, die Skepper, die Vader, die Heere. Loof almal saam, groot is sy heilige naam. Loof om die eer van die Heere. Lof sing die Heere wat kunstig U liggaam berei het. Hy is die sterke wat altyd nog by U gebly het. Wat in gevaar, hoe groot, hoe dreigend, hoe zwaar, hoe U sy vleugels gesprei het. Lof sing die
dis hy wat u kroon met sy seën. Hy skenk die lewe, die wasdom, die sonlig, die reën. Oorsterfling weet, hy wat almagtige Heer, het ons in liefde beheer. Lof sing die Here, ja almal kom loof nou die Here. Alles wat asem het hier tot in tydlose sfere. Hy is die lig, ons oog bly op hom gerig. Hy is die Heer van die Here. Hy is die Heer van die Here. Die goedheid weer kan ons nie pyl nie. Die word dan deur nie diep gedreef. Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot die verhef. Maar die alleen ons dank en ere, die wat ons in die liefde lei. Die sal ons nooit vergeet nie, Here. Die wil ons in die waarheid lei. Die is die Heer wat ons gemaak het, voordiep om ons die skepsel staan. Die is die Heer wat steeds gewaak het, deur wie ons gans en al bestaan. Aan die alleen ons dank en ere, die wat ons in die liefde lei. Die sal ons nooit vergeet nie, Here. Die wil ons in die waarheid lei. Die bring in ons gemoed die vrede, die sterk ons gees met nuwe krag. Die gee die lig oop oor ons rede, dis die van wie ons heil verwag. Aan die alleen ons dank en ere, die wat ons in die liefde lei. Die sal ons nooit vergeet nie, Here. Die wil ons in die waarheid lei. Julle kan maar sit. Kom ons buig ons hoofde en bid saam. Liewe Hemelse Vader, ons kom vandag na U toe met nederige harte, dalk vol van pyn en onsekerhede. Ons bring ons vreugdes en ons hartseer voor U, wetend dat U ons liefhet en verstaan. Seën asseblief ons tyd saam vandag, Vader, dat ons oë oopgaan vir die tekens van U krag en U liefde in ons lewens. Heilige Gees, maak ons harte ontvanklik vir vandag se boodskap. Ons bid dit in die naam van ons drie-enige God saam. Amen. So julle het aan die begin van erediens gesien dat vandag gaan ons nog 'n groot gedeelte in die Bybel saam lees. En ek het gedink dat dit altyd vir my beter is. Ek is nogal 'n visuele mens om dit visueel te kan sien. So ek het hierdie fantastiese video opgespoor waar die 83 vertaling direk aangehaal word, maar waar daar 'n greep uit 'n film uitgebruik word om die gedeelte vir ons te illustreer. So ons gaan bietjie later na dit kyk. En die tema van vandag se boodskap is die wonder na die wag. So ja, dit is wat die Here op my hart gelê het om vandag met julle te deel uit hierdie gedeelte. So, maar voordat ons dit doen, voordat ons na die
teksgedeelte luister en kyk, wil ek eers bietjie vir julle agtergrond gee oor hoekom ek gedink het om vandag uit hierdie gedeelte uit met julle te deel. So, net die agtergrond, my ma, Marita Serfontein, is verlede, nie die Augustus wat verby is, nie die Augustus voor dit, 2024 is sy gediagnoseer met kolonkanker, en hulle het toe gedink dat hulle dit kan verwyder, dat dit gelokaliseer is. En sy het toe operasie ondergaan, en hulle het toe gedink hulle het als gekry, en toe het sy op chemo begin gaan, of chemobehandeling ontvang, en toe 'n paar maande later, toe tel hulle dit op in haar lewer. En toe het hulle aanvanklik vir haar gesê, dit is op te veel plekke in haar lewer, hulle kan nie opereer nie. En toe gaan sy op sterker chemo, en toe het die kanker gekrimp, en toe sê hulle, nou is sy 'n kandidaat vir chirurgie, en sy ontvang toe chirurgie, en hulle het omtrent 30% van haar lewer verwyder, en hulle het gesê, hulle dink sy skoon, net om so 'n week of 2 later uit te vind, nee, nou is dit in die longe. So, en so sy stap nou hierdie kankerpad, hierdie chemopad nou vir 18 maande. En die laaste 2 kere wat sy die onkoloog gaan sien het hulle vir haar gesê dat hulle glo nie dat sy ooit in remissie gaan wees nie, want die kanker het al so versprei is in haar bloed. En elke keer as sy die onkoloog sien, dan vra sy vir die onkoloog, gaan ek ooit in remissie wees? Dan sê die onkoloog, nee, jy gaan nie in remissie wees nie. En dan sê sy, nou, hoe lank het ek oor? Is hierdie 'n aggressiewe kanker? Wat is dit? En dan sê die onkoloog vir haar, weet jy, ek kan nie vir jou sê hoe lank jy oor het nie, dis nie my werk om dit te voorspel nie. My werk is om die tyd wat jy het, vir jou kwaliteit te gee. En elke keer gaan sy huis toe met daai nuus, met daai ontnigtering, dat dit lyk nie goed nie. En natuurlik bid ons vir haar. Natuurlik bid ons dat die Here sy genesende hand op haar sal sit. Natuurlik bid ons dat hy haar bloed sal suiwer en al die kanker sal wegvat. My ouers is deel van 'n geloofsfamilie, die geloofsfamilie bid, hulle het baie gebedsvriende, gebedssirkels aan die gang, mense kontak haar daagliks en bid vir haar. So, ons doen alles wat ons kan. Jy weet, sy kry sorg, sy kry chemo, sy het 'n fantastiese onkoloog, en ons bid. Nou, wanneer jy die nuus hoor, dat jy dink nie dat jou ma ooit gaan vry wees van kanker nie, dan gaan daar baie goed deur jou kop. Goeters soos, maar ons glo, en ons sien in die Bybel hoe die Here genees, en ons sien hoe hy mense wat siek is, net hande oplê en hulle is gesond. Ons sien hoe hy oor 'n afstand kan genees. Ons sien hoe hy, wanneer vriende, hulle vriend na Jesus toe vat en hom deur die dak laat sak, word hy vriend genees. Hoekom nie my ma nie? Jy weet, hoekom nie jou ma nie? Hoekom nie jou geliefde nie? Die Here sien mos, ons lees mos in die Bybel, hy sien, al gaan ons deur donker dieptes, Psalm 23, hy is by ons. Ons sien, hy ken elke deel van ons harte, ons smeke, Psalm 133, elke haar op ons lyf, hy weet, hy ken, of ons sit nog, of ons opstaan. So hoekom dan nie? Jy weet, hoekom sterf mense? Waarvoor ons bid. En ons almal vra hierdie vraag. Daar's nie een van ons, en ek kan dit vir julle waarborg, wat nog nie daai vraag gevra het. Hoekom nie my geliefde nie? Hoekom nie my krisis nie? Jy weet, ek hoor hoe ander mense swanger raak, en ek word nie swanger nie. Jy weet, of ek hoor hoe ander mense net so aan 'n werk kry, maar my geliefde het nie werk nie. Ek sit in hierdie krisis nou vir jare, en elke keer as ek hoor hoe die Here deurkom vir my geliefdes, dan is dit eintlik, dis wonderlik vir hulle, maar eintlik is dit 'n krisis vir my, want ek beleef dit nie. So, dit is waaruit my boodskap kom vandag. Wanneer ek na die Bybel kyk, dan sien ek dat ek en jy nie die enigstes is wat daai vraag gevra het nie. Hoekom kom Jesus nie wanneer ek vir hom sê dat ek in 'n krisis is nie? Iemand wat regtig met ons kan identifiseer is Martha en Maria. Jesus se 2 vriendinne wat sy broer Lazarus verskriklik siek was. En hulle stuur iemand en hulle sê vir Jesus,
of hulle stuur die boodskap na Jesus toe wat sê Lazarus, die een vir wie jy lief is siek. En onthou nou, hierdie gebeur in Johannes 11. En voor dit is daar 6 ander wonderwerke waarvan ons lees in die Johannes Evangelie. So Johannes fokus net op 7 van die wonderwerke, van hulle word herhaal in die ander evangelies, van hulle word nie herhaal nie. Maar in die Johannes Evangelie word dit so geskryf dat die wonderwerke, 7 van hulle word beskryf. So kom ek sê gou vir julle, watter is die wonderwerke? So ons sê die water wat in wyn verander, by Kana, by die troue, ons het die genesing van die regeringsamptenaar se seun in Kapernaum, terwyl Jesus nog in Kana was, so dit was genesing oor 'n afstand. Ons het die genesing van die man wat lam van geboorte af was in Jerusalem, dan het ons die vermenigvuldiging van die brood en visse, ons het daar waar Jesus op water loop by sy disippels, ons het genesing van die man wat blind was van geboorte af, en dan kom Johannes 11. So voor hierdie gebeurtenis, het Martha en Maria al baie wonderwerke gesien. Hulle het geweet uit die krag. En om te genees. En so hulle stuur iemand en sê, Jesus, doen dit nou vir ons ook. Ons is u vriende. En ons weet dat hulle baie naby aan Jesus was, want 'n paar keer in die teks gaan ons sien, en ek wil hê julle moet spesifiek uitluister na dit, waar daar staan hoe lief hy vir hulle is. So net voordat ons in die skrifgedeelte ingaan en begin luister, wil ek net iets baie belangrik uitlig. Die wondertekens wat ons van lees, gaan nie soveel oor die detail van die wondertekens nie, of die wonderwerke nie. Dit gaan oor die wonderwerker. Dit gaan oor Jesus. Want hierdie wonderwerke wat hy doen, bevestig wie hy is. Dit bevestig sy messiaanse roeping. En daardeur bewys hy dat hy in al die Ou Testamentiese profeseë voldoen, wat sê dat dit gaan die tekens wees van die Messias. So, nou het ek vir julle 'n lekker inleiding gegee, so mag hierdie skrifgedeelte julle seën. Kom ons kyk saam. Dis 'n 7 minute video. So sit terug en neem in. Een man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, hierdie siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die wonderbaarlike mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus liefgehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en gaan u weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in 'n dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van hierdie wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood. En om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Maar kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didimus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe.
Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar: Jou broer sal uit die dood opstaan. Maar Martha sê vir hom: Ek weet, hy sal met die opstanding op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê: Ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en na hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het sy gaan na die graf toe om daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê: Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Toe Jesus sien dat Maria huil en dat die Jode wat saam met haar gekom het ook huil, het sy gemoed vol geskiet en was hy aangedaan. Hy vra toe: Waar het julle hom begrawe? Hulle het vir hom gesê: Here, kom kyk. Jesus het gehuil. Die Jode sê toe: Kyk hoe lief het hy hom gehad. Party van hulle het ook gesê: Kon hy wat die oë van die blinde man genees het, nie ook gemaak het dat hierdie man nie sterwe nie? Jesus se gemoed het weer vol geskiet toe hy by die graf kom. Dit was 'n rotsgraf en daar was 'n klip voor die ingang gerol. Jesus sê toe: Rol die klip weg. Maar Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: Here, hy ruik al, want dit is al die 4de dag. Jesus sê toe vir haar: Het ek nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die openbaring van die wonderbaarlike mag van God sien nie? Hulle het toe die klip weggerol. Jesus het opgekyk boontoe en gesê: Vader, ek dank U dat U my verhoor het. Ek weet dat U my altyd verhoor, maar ek sê dit ter wille van die mense wat hier rondom staan, sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. Nadat hy dit gesê het, roep hy met 'n harde stem: Lazarus, kom uit. Die oorledene het uitgekom. Sy hande en sy voete was nog toegedraai met grafdoeke en sy gesig toegebind met 'n kopdoek. Jesus sê toe vir die mense: Maak hom los, dat hy kan huis toe gaan. Ek sien dis al na 10. Tot hoe laat vergader julle gewoonlik? Tot 10:00? Tot 10:30? 11:30. Okay, ek het net vir 'n oomblik gedink, o, Jesus, las my inligting so lank. Ag, my inleiding so lank. Ek het amper geskrik toe ek nou moet ek vinnig maak of ek moet smeek dat julle langer bly. So kom ek gee vir julle nog agtergrond oor wie hierdie persone is waarvan ons lees.
So Lazarus, wat ons hier sien, is nie dieselfde Lazarus, waarvan ons lees na vergelyking Lazarus en die jong man, of in die ryk jong man nie, in Lukas 16 nie. Ons weet dat hy een van Jesus se goeie vriende was, want ons het gehoor dat Jesus baie lief was vir hom. Hierdie Maria waarvan ons lees, daar's 5 Marias in die Bybel. Hierdie is nie die Maria Magdalena uit wie Jesus die demone bevry het nie. Dis nie die moeder van Jakobus en Josef nie. Dis ook nie die moeder van Johannes, Markus nie, en dit is ook natuurlik nie die moeder van Jesus nie. So hierdie is Maria van Betanië. So kom ek gee vir julle net 'n bietjie inligting oor Betanië. So dit is 'n klein dorpie in Judea. Dit is soos hulle sê so 3 kilometer weg van Jerusalem af waar Jesus op daai stadium was. Dit is dus naby aan die stad, maar steeds is dit binne Judea. En as Jesus by die ooste kant van die Jordaan was, is dit net 'n paar ure se reis na Betanië toe. So dit is so 15-20 kilometer, dit is omtrent so 3 tot 6 ure se reis te voet. So nou is die ding, Jesus was onlangs daar en hulle het gedreig om hom te stenig. En dis hoekom die disippels vir hom sê, ons kan nie teruggaan soontoe nie, want hulle is op soek. Hulle is op soek na u. Hulle gaan u 'n hegtenis neem en u doodmaak. Maar dit is nie die rede hoekom Jesus gewag het nie. Nie omdat hy bang was om gestenig te word nie, want soos julle gesien het, toe die disippels vir hom sê, hulle gaan u stenig, toe sê hy, luister, daar's 12 ure in 'n dag. Hy het nie gesê, ja nee, kom ons bly nog hier vir 2 dae of 3 dae en dan gaan ons, want dan gaan dit veilig wees nie. So dis nie die rede hoekom hy gewag het nie. So hoekom wag hy dan? Hoekom lees ons in die teks dat nadat die boodskapper gekom het om vir Jesus te sê, jou vriend is siek, en Jesus weet hy gaan doodgaan, hoekom wag hy? Hoekom wag hy in ons lewens om ons te antwoord? Hoekom wag hy nog 2 dae? So, die rede is nie omdat hy nie lief was vir hulle nie. En ek dink dis iets wat ons moet hoor. Want baie keer begin ons in God twyfel wanneer hy nie ons gebede beantwoord nie. Wanneer hy ons nie uit 'n krisis uit red nie. Is ons dink dat sy liefde gebind is aan sy wonderdade. Ons dink dat as hy regtig dan lief was vir my, dan sou hy dit vir my wou wys. En as hy dit vir my gewys het, sou my liefde vir hom nog meer geword het. So ons het baie keer daai gesprek met die Here, ek weet, ek het dit ook. So dan sê ons, Here, hoekom nie my nie? Is dit iets wat ek verkeerd doen? Hoekom nie? So iets wat ons kan sien is, dis definitief nie, omdat hy nie lief was vir Lazarus nie. Die tweede rede, so, hy was definitief lief gewees vir Lazarus en vir Maria en Martha. Hoekom wag hy? Hoekom wag hy? Hoekom wag hy? Want die wagtyd laat geloof groei. Wanneer Jesus uiteindelik by Betanië aankom, sê Martha van Betanië vir hom, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterf het nie. Maar dan beweeg die gesprek na iets dieper. So Jesus se reaksie op haar was, ek is die opstanding en die lewe. So Jesus werk met iets groter hier. Hy's besig met iets groter as net onmiddellike genesing. Wanneer Jesus van die siekte hoor, sê hy, hierdie siekte sal nie tot die dood lei nie, maar tot die heerlikheid van God. In plaas daarvan om die siekte te genees, gaan Jesus iets groter doen, as net die siekte genees. Hy gaan die dood self konfronteer. Die wagtyd skep dus ruimte vir 'n groter openbaring van sy mag. As Jesus vir Lazarus genees het, as hy direk gegaan het, toe hy gehoor het dat Lazarus siek was, sou hy daar aangekom het by 'n siek man, en hy sou die siek man genees het.
En niemand se geloof sou gerek of gestrek geword het nie, want hy het op daardie stadium alreeds mense genees. Hulle het al beleef hoe Jesus mense gesond maak. Maar nog nie iemand wat al 4 dae dood was en al begin ruik het nie. Die wagtydperk bring vir Martha en Maria by 'n dieper geloofsbelydenis as wat 'n eenvoudige genesing sou gedoen het. God het gewag want hy wou iets anders, iets groter van homself openbaar. God het gewag vir 'n rede. God was stil vir 'n rede. Hy was nie onaktief nie. Hy wou vir hulle gewys het tot wat hy in staat is en wie hy is. Die volgende ding, die rede waarom hy wag. So nommer 1, hy wag nie omdat hy nie lief is vir hulle nie. Nommer 2, hy wag want hy's eintlik besig met iets groter as wat hulle gedink het hy mee besig is. Nommer 3 is die wagtyd maak die wonder onbetwisbaar. Wanneer Jesus uiteindelik kom, is Lazarus van Betanië al 4 dae dood. Waarom is dit 'n belangrike detail? Waarom deel hierdie skrifgedeelte dit met ons? Want die Jode het geglo dat wanneer jy doodgaan, dan dwaal jou siel, jou lewe dwaal nog vir so 3 dae rondom jou. En eers op die 4de dag vertrek jou lewe, jou siel. So as hy op dag 2 of dag 3 daar aangekom het, dan sou die Jode gesê het, nee, maar hy was nog nie regtig dood nie. Sy siel het nie weer ingegaan. So die feit dat die teks vir ons sê, dag 4 en hy het al begin ruik, sê vir ons, hy was regtig dood gewees. Dit was nie 'n skyndood nie, dit kan nie gedebatteer word nie deur Jode nie, hy was dood. So weer eens wou hy bewys het, dat hy regtig die Messias is, wat mense uit die dood uit kan opwek, wat Here is oor die dood. So, en dan die 5de ding wat ons leer uit hierdie, of die 4de ding wat ons leer uit die rede hoekom Jesus wag, is die opwekking van Lazarus word 'n voorspel tot Jesus se eie opstanding. Jesus het reeds sy genesende krag openbaar. Dit was tyd om sy opstanding, sy opwekkingskrag te onthul. Jy kan nie iets opwek wat nie gesterf het nie. So Jesus wag 'n bietjie langer om meer van sy krag te openbaar. En hy doen dieselfde ding met ons. Dalk voel jy ook dat jy op hierdie stadium in 'n wagtydperk is. Dalk kan dit wees omdat God gereed maak, of God om jou gereed te maak om iets groter in jou lewe te doen. Iets meer wonderbaarlik as waarvoor jy bid op hierdie stadium. Maar dalk moet iets eers sterf in jou lewe, sodat hy dit kan opwek. So ons lees dan, dat hy met 'n harde stem uitroep, sodat almal kan hoor, Lazarus kom uit. En noukeurig word verduidelik dat hy nog toegedraai was in die doeke. Sy gesig was toe, sy voete was toe, sy hande was toegebind. En dis ook 'n belangrike detail, want hierdie teks voorspel sy eie opstanding. En dit is baie pertinent dat by Jesus se opstanding sien ons dat die doeke mooi netjies opgevou was. So dit was nie meer op sy lyf nie. En die rede hoekom dit 'n belangrike detail is hier het Lazarus iemand nodig gehad om hom nog te bevry uit die dood uit. Maar met Jesus se opwekking het hy niemand meer nodig gehad nie, want hy het reeds die dood oorwin. So hier leer ons dat Jesus is die opstanding en die lewe. So nou wil ek dit terugbring na ons lewens toe. So ek begin met my lewe, my vrae, my hartseer. So ek gekyk na die teks, so ek bietjie gekyk na wie die mense is en hoekom Jesus gewag het. Nou kom ons bietjie terug na ons eie lewens toe. Ons leef met hoop in die toekoms,
Maar hier en nou leef ons in 'n werklikheid van verwarring en van chaos in ons wêreld. Hierdie wonderwerk is 'n bewys dat God iets wat dood is, kan lewendig maak. In Lazarus se werklikheid en in myne en joune. En nou wil ek jou vra, waar glo jy dat hierdie waarheid waar is in jou lewe? Wat is dood in jou lewe? Iets wat jy hoop voor het dat die Here dit sal opwek. Is dit dalk hoop vir 'n beter toekoms? Is jy dalk een van daai mense wat op die Facebook pages skryf dat lewe in Suid-Afrika was makliker en hier is dit moeilik en jy kan nie sien dit gaan beter word nie as gevolg van die finansiële uitdagings en al daai goed nie? Waar jy eintlik jou hoop in 'n toekoms verloor het. Baie immigrante sukkel in hulle huwelike. Dit is 'n groot uitdaging om te immigreer. Daar's baie spanning op 'n mens is eensaam. Is jy dalk een van daai mense wat sê my huwelik het skade gelei vandat ek hier aangekom het? Want ewe skielik het die dinamika van my huwelik verander. Daar's soveel druk op ons en eintlik mis ek hoe ons was as 'n koppel terug in Suid-Afrika. En jy bid al so lank, maar dit lyk nie vir jou of die vlam in jou huwelik weer gaan ontvlam nie. Dalk sukkel jy al so lank met depressie van immigrasie. Onder immigrantvroue is die depressie getal omtrent 40% van postnatal depression. Depressie, hopeloosheid, jy dink by jouself, hierdie is goed vir my kinders, is goed vir my, maar dit is moeilik en eensaam en eintlik voel ek net depressief. Waar in jou lewe beleef jy dood of sien jy net die droë as van vuur wat daar was op 'n stadium, maar dit voel vir jou dis net weg. En hierdie teks leer ons en lees ons van Jesus wat dooie goed lewendig maak. En ja, soos ek gesê het aan die begin, hierdie teks gaan eerstens nie oor die wonderwerke wat Jesus doen nie. Dit gaan oor hoe groot hy is. Dit gaan oor die feit dat hy die opstanding is. Hy is die lewe. Hy gee die hoop. En ek wil vir julle sê dat my hoop, al antwoord God nie my gebede oor my ma nie. En ek kan dit vir julle eerlikwaar sê vandag. Lê nie in die wonderwerk nie. Al genees die Here nie my ma nie, gaan dit nie my vertroue in wie God is beïnvloed nie, want ek weet wie hy is ten spyte van ons situasie. Ek weet wie hy is, ek weet daar's hoop vir my ma, al is dit nie aan hierdie kant van die graf nie, want Jesus is die opstanding en die lewe. Ek gaan die ewigheid met haar kan spandeer. Dalk nie nou nie, dalk na die graf. Maar my hoop lê in wie Jesus wys hy is in hierdie teks. Nie kortsigtig wat hy kan doen nie, maar wat hy klaar gedoen het, wat hy klaar gewys het wie hy is. So partykeer voel ons wil nou antwoord hê, ons wil nou bevry word. Jesus moet nou vir ons wys wie hy is, dat hy nou lief is vir ons. Maar die waarheid is, hy is lief vir ons. Hy het vir ons gewys wie hy is. Hy hoef dit nie oor en oor te bewys nie, hy het klaar gewys wie hy is. Hy is die opstanding en die lewe. Nog iets wat ons sien in hierdie teks is hy huil. Hoekom huil Jesus? Wanneer hy weet hy vir Lazarus gaan opwek. Hy weet hy gaan dit doen net 'n paar ure hierna. Wat maak dat Jesus dan so hartseer is? So dit is nie die feit dat hy sy vriend gaan mis nie. Want hy sien die pyn in sy vriendinne se oë. Hy sien die pyn wat die dood veroorsaak. Jesus het nie vir Adam en Eva geskep met die idee dat dood moet deel wees van hierdie storie nie. Die dood is 'n onnatuurlike ding wat die sondeval veroorsaak het. En hy sien hoeveel pyn dit veroorsaak, hoeveel pyn siekte veroorsaak.
Dit was nie deel van die aanvanklike ontwerp nie. En dis kom ons lees in Openbaring 21, dat wanneer ons eendag tot glorie gepromoot gaan word in die hemel, dan gaan ons niks van daai goed wees nie, want dit was die aanvanklike ontwerp. Geen pyn, geen trane, geen eensaamheid, niks van daai nie. So Jesus sien, dis hoekom hy huil. Hy sien die pyn. Hy sien die vrese wat hulle beleef. En dit is Martha en Maria se pyn wat maak dat hy hierdie innerlike diep pyn beleef. Die woord wat beskryf word, hulle stel dit nie so mooi in die teks nie, maar daai woord vir huil wat hier gebruik word, is nie net 'n gewone huil nie. Dit is 'n kreun, 'n innerlike, soos hy word omgekeer aan sy binnekant. Dit is 'n baie descriptive, wat is 'n mooi woord vir descriptive? Dis 'n verskriklike mooi beskrywende woord van die intense pyn wat Jesus beleef wanneer hy die pyn sien in hulle oë en in hulle harte. En dis iets wat ons weet waar is. Dat wanneer ons hierdie goed beleef, is ons nie alleen nie. Jesus ken dit. Hy weet van dit. Hy steur die dood. Sy vriende is dood. En weet julle wat? Lazarus het weer gesterf op die ouene van die dag. So Lazarus is opgewek, maar hy het weer gesterf. So die punt van hierdie teks, die waarheid wat ons hier uit moet vat, is nie net dat Jesus het vir Lazarus opgewek nie, is dat Jesus is die opstanding en die lewe. En my hoop vir jou is dat jy vandag met daai sal kan uitstap. Daai waarheid dat al sou die vrye boom nie bot nie. En ons ken die res van die lied. Dat Jesus bly my hoop, want hy is kragtig. En hy kan dit doen. Dit sê nie ons moenie bid nie. Ons bid vir my ma. Ons sou aanglo hy kan, ons weet hy kan, maar al sal hy dit nie doen nie, gaan ons steeds vashou aan wie hy waarlik is. Hy is die opwekkingsgod. Ek wil afsluit met 'n aanhaling uit 'n onderhoud wat Gary Habermas gevoer het met Lee Strobel. Lee Strobel is die skrywer van die boek Case for Christ, wat 'n ateïs was en toe wou hy bewys het as 'n joernalis, hy wou bewys het dat God nie bestaan nie. En dit was nogal 'n lang reis vir hom om te probeer bewys dat God nie bestaan nie op 'n wetenskaplike manier, en toe kom hy op die ouende van die dag tot geloof. En Gary Habermas voer hierdie onderhoud met Lee Strobel, wie se vrou siek was en toe van maagkanker oorlede is. En Lee Strobel sê die volgende. Hy sê: "It was a horrible emotional time for me, but I couldn't get around the fact that the resurrection is the answer for her suffering. I still worried, I still wondered what I'd do raising 4 kids alone, but there wasn't a time when that truth didn't comfort me. Losing my wife was the most painful experience I've ever had to face. But if the resurrection could get me through that, it can get me through anything. It was good for 30 AD, it's good for 1995, it's good for 1998, and it's good beyond that." Haberman locked eyes with mine. "That's not some sermon," he said quietly. "I believe that with all my heart. If there's a resurrection, there's a heaven. If Jesus was raised, Debbie was raised, and I will be someday too. Then I'll see them both." Kom ons bid saam. Here Jesus, ons verklaar vandag dat ons weet en glo dat U die opstanding in die lewe is.
Ons verklaar vandag dat ons weet dat dit waar is, dat U ons trane sien. Ons hartseer, ons wag en ons hoop. En ons vra, Here asseblief help ons om aan te hou vertrou wanneer ons geduld opraak. En om te glo dat U alles in U tyd en krag beheer. Laat ons U teenwoordigheid voel in elke oomblik van lyding en van wag. En lei ons ook om ander te troos, soos wat U ons troos. Here, ek bid dat ons geloof dieper sal wees, as net om vas te hou aan wonderwerke. Maar mag ons vashou aan U, die wonderwerker. Ek bid dit in die naam. Amen. Ek gaan nou vir julle geleentheid gee, terwyl julle sit, om 'n lied saam te sing. Ek weet nie of dit bekend is aan julle nie, dit is 'n baie herhalende lied. Dis net 2 verse wat gereeld herhaal. Sing saam, solank as wat jy voel, dit vir jou nodig is om saam te sing. Solank as wat dit vir jou voel, hierdie waarheid moet insink, sing saam. As jy voel die lied begin vir jou irriterend raak, want dit is baie herhalend, sit net en luister. So sing saam vir solank as wat jy voel, dis nodig vir jou om jou geloof te laat groei. Kom ons sit terwyl ons hierdie lied sing. Strength will rise, we wait upon the Lord, we will wait upon the Lord.
Mag die God van hoop julle vul met vreugde en vrede in julle geloof, sodat julle oorvloedig mag wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Mag hy julle oë oopmaak vir die lewe wat hy bring, selfs uit die donkerste graf. Amen.